Hallo. Hallo julle. Wat 'n voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Ons het laasweek gepraat oor kom tot die einde van jouself. Hierdie week is kom weer tot die einde van jouself. Of kom tot die einde van jouself part 2. Ek kan nie vir u sê hoe belangrik hierdie woord is vir die tyd waarin ons bly. Ek is baie lief vir God. Ek is baie lief vir die dinge van die Here. Ek is baie lief vir wonderwerke. Ek is baie lief vir die gawes van die Heilige Gees. Maar ek wil vanmôre vir u sê, jy kan al daai goed hê en nog steeds mis waarvoor jy gemaak is. En hoekom jy gemaak is om soos Jesus te lyk. Dis die enigste doel. Daar's nie 'n ander doel nie. Sodat hemel aarde toe kan kom deur jou lewe. Dat wat mense met jou te doen kry, is daar iets omtrent jou wat vir hulle antwoord gee op die vrae wat hulle het. En dis nie net iets wat ek met my mond bely nie. Dis iets wat ek leef. Ek wil nie mense met my woorde probeer ooreed oor hierdie Jesus wat ek dien nie. Ek wil hê mense moet na my lewe kan kyk en sien, daar's iets anders omtrent hierdie man. En ek besef weer eens, om dit te bereik, om in daai plek te wees waar God jou kan gebruik, moet jy tot die einde van jouself kom. As ons nie, en ek sê nie God kan jou nie gebruik nie, maar ek het mense gesien met groot gawes, uitstekende gawes, wat God hulle toebedeel het. En hulle hou vir 'n rukkie en dan word hulle uitgevang deur die vyand. Hulle val in allerlei sondes en goeie. Hoekom is dit? Dis omdat die karakter in hulle nie gebou is nie. Ek en jy's ver beter af om karakter te bou volgens Christus Jesus as om enige iets anders te doen. Dis jou nommer 1 prioriteit. Om die beste man te wees vir my vrou, moet ek soos Jesus lyk. Anders te gaan ek so self lyk en gaan ek kla en moan oor dit wat sy sê, dit wat sy nie doen nie, hoekom sy dit nie doen nie, hoekom ons dit moet doen en dat moet doen. As ek nie en jy nie tot die einde van onsself kom nie, vriend, kan ons nie ons beste lewe op hierdie aarde nie. Dit is nou maar net 'n feit. Ek praat nou vir jare met u oor dieselfde ding. Die boodskap verander nie. Die evangelie verander nie. En dit is belangrik dat ek en jy verstaan hoe dit werk en hoekom ek so aanhou en knaand is oor dieselfde ding. Want ek loop nou al 'n paadjie met God. Ek het alles probeer wat jy kan probeer om geestelik te wees. Ek het dit gedoen. Ek het geëksperimenteer in alles wat hulle gesê het ek moet doen. Maar bitter min mense het my geleer is sterf tot self. Alhoewel die Bybel dit vir my gesê het, alhoewel die Bybel vir my sê, verloon jouself elke dag, neem jou kruis op en volg hom, het ek geen begrip gehad van wat dit gaan kos nie. Raai wat gaan dit jou kos? Wie wil 'n raai vat? Dit gaan jou alles kos. Alles wat jy dink is jy, gaan dit jou kos. Maar wat beteken dit, Johan? Beteken dit ek kan nie 'n persoonlikheid hê nie? Beteken dit ek praat nie daarvan. Natuurlik het God jou spesifiek gemaak, uniek gemaak met 'n doel vir jou lewe. Hy wil jou gebruik vir iets spesifiek. Daar's nie 'n twyfel by my daaroor nie. Ons is nie net almal algemeen nie en dis nou maar net hoe ons is nie. Maar die beste weergawe van wie jy is wanneer jy sterf tot ego of sterf tot selflewe of die vlees soos die Bybel dit noem. Ek en jy moet die Bybel het vreeslik baie te sê oor die vlees. Baie, want die Bybel het geweet en God het geweet, dit is die een ding waarmee ek en jy meer probleme gaan hê as enige iets anders. Dis hoekom ek en jy laasweek geluister het en gelees het wat Paulus skryf oor sy pedigree of sy CV of sy resume en hy noem alles op wat hy het en hy sê vir my en vir jou, as daar iemand is wat kan boast in hulle vlees, is dit ek. En dan noem hy vir ons hoekom hy so sê. Hoekom hy voel hy kan boast. Maar dan sê hy ook vir my, al daai goed het ek opgegee. Al daai goed het ek geag as ons dit so goed. Drek. Niks waarde vir my nie.
Hoekom? Sodat ek hom kan ken. En ons het daar geëindig in Filippense 3 vanaf vers. Kom ek lees net 9 en 10 vir ons weer. Sodat ek in hom gevind te word. Kom ek begin vers 8. Net om, laat ons nie mis nie. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here. Terwille van wie? As ek hom ken, is daar iets wat gebeur met my en jou. Wanneer ek hom waarlik ken, en hy sê vir my, ons gaan na die volgende level toe, Johan, ek wil hê jy moet nou dit doen, dan weet ons hoekom, want hy sê, terwille van wie ek alles prysgegee het. Nie party goed nie, alles prysgegee het, en as drek beskou, totdat jy die goed wat jy so waardevol aanskou, as drek beskou, as geen waarde geag tot my lewe nie, as geen waarde byvoeg tot wie ek is nie, gaan dit vir jou moeilik wees om ten volle te wees wat Christus wil hê jy moet wees. Paulus sê vir my, ek het alles prysgegee. Ek het alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Dis waar die wins kom. Jou wins is Christus, is wanneer jy hom kry, kry jy alles wat jy nodig het. En dan sê Paulus vir my, nie net om hom as wins te verkry nie, maar om in hom gevind te word. Jou lewe is weggesteek in hom. Om in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, al my goeie dade nie, maar met die wat uit die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit die geloof is, deur die geloof, omdat ek glo. Hoekom, Paulus? Sodat ek hom kan ken. Belangrik. En wat moet ek nog ken? En die krag van sy opstanding. Goeie nuus vir my en jou. Dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, bly in my en bly in jou. So hy sê vir my, ek wil hom ken en ek wil die krag van sy opstanding ken. Ek wil weet daar's opstandingskrag in hierdie liggaam. En, dan sê hy vir my nog 'n punt, en die gemeenskap aan sy lyde. Ek het laasweek gesê, dis waar jy wil tipex, dis waar jy wil, nee, ek wil nie gelykvormig word aan sy lyde nie. Ek wil deelneem aan sy oorwinning. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek wil al daai beloftes gebruik, maar ek wil nie, moet net nie vir my sê, ek moet ook gelykvormig word aan 'n gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Vriend, jy kan nie verby dit kom nie. Ek kan nie verby dit kom nie. Dis die roeping van God op my en jou lewe. Ons kan nie deelneem in die oorwinning nie. Ons kan nie deelneem in alles wat hy gedoen het. Ja, dis myne, ja, dis joune. Maar om dit deur hierdie liggaam, deur hierdie vlees te bewerk, moet ek die vlees kruisig, moet ek die vlees uittrek, moet ek my deel doen, sodat God in en deur my kan werk. Maar om dit te kan doen, moet ek gelykvormig word, of gemeenskap kan hê met sy lyde. Soos hy gelei het, hoe het hy gelei? Alles, kyk na die kruis en wat hy deurgegaan het, en dan kyk wat jy deurgaan. Hierdie week vir my, weer eens, ek jubel en juig in die Here. Hierdie week was 'n intens week. Wat het my aan die ander kant gesê, op 'n Vrydag my hande op te lig en sê, Here, ek loof U en prys U. Dit was 'n uitstekende week. Ek het deur soveel hel gegaan. Maar dankie. Weet jy wat doen dit? En ek beloof jou, jy gaan by 'n punt kom. As jy hierdie pad wandel, sal jy by 'n punt kom waar dit vir jou loutere vreugde sal wees, wanneer jy in allerlei temptasies val. Hoekom? Want jy weet, dis besig om iets om in jou te werk. Dis besig om jou karakter te verander na die gelykenis van Christus. En hoe meer ek soos hy begin lyk, hoe minder begin dinge wat vir my waardevol lyk in die vlees of in die sigbare, verloor waarde. En dit bepla my nie, dit bekommer my nie, daar's nie angste omtrent nie. Maar as daar's hierdie vernuwing van my gemoed, soos ek hom dophou, soos my oë gefestig is op Jesus, so om gelykvormig te word aan sy dood. Nou wil ek vir ons lees uit Filippense 2. En ek het laas jaar vir so rukkie daaroor gepraat, en ek wil dit weer vir ons noem. Ek dink is belangrik. Gesindheid is baie belangrik. So kies 'n goeie een. Maak so. Het jy geweet jy kies jou gesindheid?
My kinders, hulle kan jy vir jou sê, as julle nou vra hulle wat die ding met hulle pa hulle die meeste gesê het. Choose a good attitude. Take it off the top shelf. Attitude of gesindheid is iets wat ek en jy kies. Dis iets wat jy moet bereid wees om te kies. En Christus wys vir my en vir jou wat se gesindheid om te kies. Hy gaan vir ons wys hoe om die regte gesindheid te hê. Hoe lyk 'n gesindheid wat soos Christus lyk? Hoe lyk 'n gesindheid wat aan God die Vader lof en eer bring? En ons lees dit in Filippense 2 en vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Klink dit soos 'n voorstel? Of klink dit soos 'n aandringing? Hierdie gesindheid moet. Daar kan nie iets anders daar wees nie. Dit is 'n moet. Dis 'n moet. Hierdie is die fondasie. Hierdie gesindheid moet in jou wees. As jy werklik 'n disipel van Jesus is, nie 'n kerkganger nie, ek praat nie om kerkgangers. Ons baie kerkgangers, min disipels. Dis nie beknop op die ekstra myl nie. Kyk bietjie. Almal loop die eerste myl of die tweede myl. Die myle daarna word dit al hoe minder en al hoe minder. Dis nie beknop op die ekstra myl nie. Sê die regte dinge, ek is okay. Heilige Gees, interrupt my vir 'n oomblik. Kom ek praat gou vir u oor iets anders. Miskien kom ons terug na hierdie skrif toe. Dit is so belangrik dat jy die 3 dele verstaan van wie ons is. Ons verstaan gees, ons verstaan siel, liggaam. Maar daar's 3 mense waarvan die Bybel praat. Hy praat van 'n geestelike mens. Geestelik, hulle wat geestelik dink dis vrede en lewe, geestelik. Dan praat hy van die vleeslike mens. Ons weet dit, dis baie. Dis die ding wat jou die meeste teenstaan. Jou grootste probleem het jy geweet is nie die duiwel nie. Dis jou vlees. Dis jou ego, dis daai veg vir my regte, veg vir wie ek is, veg vir wat as ek verloor wat ek is, as ek dit moet opgee waaroor ek bekommerd is, as ek dit moet opgee waaroor ek bitter is, as ek dit moet opgee, wat word van my? Ek verloor my hele identiteit, want my identiteit is vasgevang in my omstandigheid. En God wil my en jou losmaak. Dis die vleeswerk. Dis waar die gedurende werk van my en jou is om die vlees te kruisig. Jy kan nie die vlees uitdryf nie. So dit help nie jy gaan na iemand toe wat geestelik is en soos jy demone uitdryf. Jy kan nie. Jy kan nie, dis vlees. Dis iets wat jy doen, dis iets waarvoor jy sterf, dis iets waarvoor dis wat jy aflê. En jy doen dit deur die gees. En dan kry ons die derde persoon, en dis die mees gevaarlikste persoon. Is die natuurlike mens. Kom ek vra u iets. Wie ken mense? Hulle is top. Hoe hulle jou hanteer, hoe hulle die lewe hanteer, hoe hulle alles hanteer, jy sal vir jouself sê, hulle is top mense, maar hulle dien nie die Here nie. Ken enigiemand van hulle? Enigiemand. Dis baie van ons, want ons hang saam met daai mense uit, né? Niemand regtig gaan gryp enige japrap in sy maat en hulle is dronkie heeltyd en val rond en skel en vloek en ja, dis my vriende, dis aan wie ek. Niemand doen dit nie. Ons soek mense wat dieselfde waardes as ons dra, wat dieselfde morele waardes of standaard het wat ons het. Dis 'n natuurlike mens, maar wanneer jy hom kyk en alles in sy lewe gaan gewoonlik goed. Hoekom gaan alle dinge gewoonlik goed in daai persoon se lewe? Want hy is besig om te maai wat hy gesaai het. 'n Geestelike wet. Hy het alles reg gedoen van kleins af. Hy's nice met sy kinders, nice met sy vrou, nice met die, nice met daai, nice te min, kan nie genoeg vir jou doen nie. Just amazing. Natuurlike mens, natuurlik uitstekend. Maar hy het nog nooit Jesus Christus as gevat as die een wat betaal het as die substitute vir sy sonde nie. So hy het Jesus regtig nie nodig nie. Dis wat ons dink, dis wat hy die natuurlike mens. Nou sê die Bybel vir my en vir jou, die natuurlike mens kan nie die dinge van die Gees van God verstaan nie.
Hy praat nie van die vleeslike mens nie, hy praat nie van die sondaar nie, hy praat van die natuurlike mens wat dink hy's okay, wat dink ek doen alles goed en omdat ek so lewe, as ek eendag my oë toemaak, gaan ek by Jesus wees. Ek het 'n verrassing vir jou. Paulus sê vir my en vir jou, nie my geregtigheid nie, nie my goeie dade nie, maar die geregtigheid wat uit die geloof is. As ek kon geregverdig word deur 'n goeie persoon te wees of 'n morele mens te wees, dan en dit kom my in die hemel kry, dan het Jesus te vergeefs gesterf. Die gevaarlikste plek waar ek en jy kan wees om 'n natuurlike mens te wees. Ek het in kerk groot geword. Ek is so ek onthou, ek het maar altyd die Bybel gelees. Ek het maar altyd die vraag is, het jy Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker as die vervangingsplek vir jou op teenoor die Vader gevang? As jy dit nie gedoen het nie, vriend, en die natuurlike mens het dit nie gedoen nie, dan my nuus is, daar kom 'n oordeelsdag. En as jy, wat het Paulus gesê? Laat ek op waar gevind kan word? Dat ek in hom gevind kan word. Wanneer die natuurlike mens voor God staan, hy kan alles noem wat hy gedoen het, en hy kan sê, ek het dit gedoen, ek het die armes gekyk, ek het na die weduwees gekyk, ek was goed vir my familie, ek het alles, en wat gaan God vir hom sê? Waar is Jesus? Is jy in my seun? Het jy hom werklik lief? Is jy werklik 'n disipel van Jesus? Of is jy vandag 'n kerkganger? Is jy vandag 'n godsdienstige persoon? Dis hoekom ek oor en oor, week in, week uit, vir u dieselfde boodskap vertel. Want dit is belangrik, dit het te doen met u saligheid. Dit het te doen met wat God in en deur my en jou kan doen op hierdie aarde nou. Maar daar is baie natuurlike mense. As jy vir hulle moet vertel van Jesus en wat hy gedoen het, ek het hom nie nodig, dis dwaasheid vir hulle. Hulle kan dit nie verstaan nie. Die natuurlike mens kan die dinge van God nie verstaan nie. Dis dwaasheid vir hom, sê die Bybel. Dis hoekom ek en jy moet tot die einde van onsself kom. Terwyl ons self geregverdig is ons in die moeilikheid, vriend. Luister vir my, dit is belangrik. Ek lewe die ding op 'n daaglikse basis. Dis nie iets wat ek sê nie. Ek kan vir enige motiverende boodskap vandag kom bring. Daar's duisende, daar's dinge wat ek kan vir u sê uit die woord uit, wat u sal verstom. En jy kan sê, wow, yes, dit was deep revelation. Paulus sê vir my en vir jou, ek wou julle so graag met vaste kos voer, maar ek kon nie. Hoekom kon jy nie? Want daar's nog steeds twis, daar's nog steeds kritisie, daar's nog steeds, julle is nog so vol van julleself. Daar's nie oordeel nie, daar's uitnodiging om te wees alles wat hy wil hê, ek en jy moet wees. Maar ek en jy moet verstaan waarmee ons te doen het. Jy verstaan wanneer jy geestelik is. Jy verstaan ek is gees, ek verstaan dit. Maar ek moet verstaan wanneer die vlees opstaan en die vlees wil sy eie weg hê. Luister vir my. Ek glo, my opinie, 95% van alle probleme gaan oor ego en self. Ja, maar jy weet nie wat sy nie. Jy weet nie wat hy nie. Jy maak dit omtrent jou. Hoekom sal jy wat hy doen jou laat beïnvloed? Maar ons is getroud, ons is een, ons is saam, ons is dit. En ek sien dit oor en oor en jy kan berading doen en die een kom vertel jou hoe sleg is die ander een en die ander. Niemand het nog ooit ingeloop en sê, die probleem is by my nie. Hoekom nie? Want as jy die probleem opgelos het. Niemand loop in en sê, weet jy wat? Ek is vol van myself, ek ag my vrou nie, ek behandel haar swak, ek het hulp nodig nie. Niemand doen dit. As altyd die vinger op die volgende een en die omstandighede en wat hulle gedoen het en niemand vat aan verantwoordelikheid om te werk aan wat hier in die binnekant aangaan nie. Die buitekant kan jy nie beheer nie, maar jy kan altyd beheer wat aan die binnekant aangaan. Hou ook verskonings maak vir hoekom jy geïrriteerd kan wees en hoekom jy gekwaad kan wees en hoekom hy jou ontstel het of sy jou ontstel het. Hou ook verskonings maak vir die reg om te wees alles wat Christus voorbetaal het om vir jou om nie te wees nie en te sê, wel ek kan, want hulle doen dit. Dit hou nie water nie. Kom staan voor Jesus en sê vir hom, ek
Ek sê baie keer vir mense, hulle kom met hulle situasies en asseblief, ek het tyd vir berading, ek het tyd om mense te help. Hulle like nie wat ek sê nie, maar dit is okay. Ek sê net die waarheid. Dis nou maar net hoe dit is. En hulle sal kom en praat en ek luister. En jy weet, my vrou doen die en my vrou doen dit en hulle dit en hulle dit en dit. En dan so sê ek, so wat sê Jesus daarvan? Wat bedoel jy? Jy het 'n verhouding met Jesus, jy's 'n disipel van Jesus, jy volg hom, né? Is dit reg? Ja. So wat sê hy? Wat bedoel jy? Hy weet is nie reg nie. Okay. Hy weet is nie reg nie. Jy het geen idee wat hy sê. Jy het 'n idee wat jy sê. En jy wil hê hy moet saam met jou stem en raai wat? Hy gaan nie. Hy het 'n pad geloop waar hy onskuldig was. En hulle sy baard uitgepluk het en hulle hom in die gesig geslaan het, gespoeg het en gesê het profeteer. Wie slaan jou? Wie's dit? Al hom geslag het. En hy het nie sy mond oopgemaak nie. En dan dink ek en jy kan kom en sê wel, ek kan nie glo dat nie. Weet as Jesus hier was, wat sou hy gedoen het? Gaan na jou vrou toe en gaan sê vir haar hoe jammer is jy. Nooit! Jy sal nie dit gesê gaan dit net erger maak. Kry 'n ander counselor. Want jy wil nie hoor wat Jesus sê. Jy wil hoor wat jy wil hoor. En ek kan nie met jou saamstem nie. Ek ken hierdie pad. Ek loop agter hom aan. Die enigste roeping die enigste persoon wat ek en jy geroep word om te volg. Asseblief moenie my volg nie. Paulus is die enigste een wat ek ooit kon sê, imitate me as I imitate Christ. Wow. Wie wil dit sê vandag? Loop hierdie week agter my aan soos ek agter Christus aanloop. Dis die roeping. Dis waarvoor ons almal geroep is. 22 minute, going strong. Kom ek maak amper klaar. Ek gaan vinnig lees. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. Hy was in die gestalte van God. Hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Ons praat van God. Maar hy het homself ontledig. Ek like die Engels. He made himself of no reputation. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Van alles wat hy kon aanneem, dink bietjie daaroor. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon. Ons praat van die woord wat die aarde gemaak het. Ons praat van hom. Hy het die voorreg gehad om enige iets aan te neem, die vorm van enige iets, van 'n koning, van 'n prins, van 'n enige iets, maar tog besluit hy om wat te doen, om die gedaante van 'n diensknegt aan te neem. Dis iets wat vir jou geoffer word en jy neem dit aan. God die Vader moes vir hom gesê het, Jesus, hier's jou opsies, ek wil hê jy moet gaan as 'n diensknegt. Jy moet jouself heeltemal ontledig en gaan as 'n diensknegt. Wat doen diensknegte? Hulle diens mense. Dis die roeping. Gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En as 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Asseblief nee, ek gaan nie verneder nie. Nou, die voorbeeld, jy kan nie verby die voorbeeld kom nie. Die voorbeeld is Jesus, die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Word 'n diensknegt en hy ontledig homself en hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ek en jy moet gehoorsaam word tot die dood toe. Kom aan die einde van jouself tot die dood toe. Gehoorsaam te word tot die dood toe, die dood van die kruis. Omdat hy dit gedoen het. Dis 'n groot sleutel. Omdat hy dit gedoen het. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. En jy geweet hy het nie 'n naam bo elke naam gehad totdat hy homself 'n diensknegt gemaak het en homself verneder het nie. Jy word daaroor gedink.
'n naam gekry wat ver bo elke naam is, totdat hy gedoen het dit wat, tot hy gehoorsaamheid geleer het en 'n diensknegt geword het, homself verlaag het, verneder het, homself heeltemal uitgestort het, 'n diensknegt geword het. Toe sê die Bybel, daarom, omdat hy dit gedoen het, het God hom verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam, nie dat sodat vir die naam nie, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke realm gaan buig tot die heerskappy van Jesus Christus. Hoe het hy die heerskappy gekry? Hoe kry ek en jy heerskappy in ons lewe vandag? Dis dieselfde prinsip. Dis dieselfde geestelike prinsip. Hy het homself ontledig. Hy het gehoorsaam geword tot die dood toe. Ons ontledig onsself, ons het laasweek daaroor gepraat. Ontledig myself van alles wat ek dink my spesiaal maak voor mense. Ek ontledig myself. Ek word 'n diensknegt. Hoe kan ek jou lewe beter maak? My enigste prioriteit vir jou vandag is nie wat kan jy vir my doen nie, is hoe kan ek jou lewe beter maak? Hoe kan ek 'n diensknegt wees? Is wanneer jy jouself verneder, is wanneer God jou verhoog. Die koninkryk van God werk anderste as in die wêreld. Die wêreld sê jy gaan maak 'n groot geraas, werk hard, wys vir almal hoe belangrik jy is en dan gaan hulle jou verhoog. Dis nie hoe die koninkryk van God werk nie. Dis die teenoorgestelde. Jy verneder jouself en jy bedien diens, jy bedien almal om jou met die gesindheid wat in Christus was. Nie jou gesindheid nie. Jy moet verander tot die gesindheid wat in die gesindheid moet in jou wees, wat in Christus was. Om myself te ontledig, om te sterf tot die dood toe, tot die einde van myself te kom, sê hy. Dan sal God my verhoog. Dan sal God jou naam verhoog bo alle ander. Dan en dan alleen beteken jy iets wanneer jy tot die einde van jouself kom. Jesus het dit gedoen. Elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Alles gaan oor die heerlikheid van God die Vader. Alles gaan oor sy heerlikheid deur die Seun. Alles is oor die Vader deur die Seun. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie net in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewe. Paulus sê hierso, selfs met jou en my, ons is nou hier, jy kan nou geïnspireerd voel, jy kan nou voel, dis 'n goeie idee wat hy het, ek gaan dit probeer, en ek gaan jou sien hierdie week. Nee, dis seker die regte antwoord. In my afwesigheid, wat gaan jy doen met hierdie woord? Gaan jy jou eie heil uitwerk met bewing en vrees? Gaan jy kyk na die woord hierdie week en sê, weet jy wat? Jy sê, ek kan nou nie glo ek het Natasha so behandel nie. Ek kan nou nie glo ek het so van die hendel af gevlieg oor so iets kleins nie. Hoe lank vat dit jou om te apologize? Hoe lank vat dit jou om te sien? Dit was die eie ek, dit was die ego ek. My sweetheart, ek is so jammer. Ek kan nie glo ek het so met jou gepraat nie. Ek was net geïrriteerd of wat ook al. Dis nie 'n verskoning nie, maar asseblief vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Dit is die Christus lewe. Hoe vinnig. So Paulus sê vir my, in my afwesigheid, vir julle, in my afwesigheid hierdie week, gaan werk jou eie heil uit. Gaan werk uit, waar is jy met hierdie dinge waarvan ons praat? En begin die veranderings maak. Vat dit een oomblik op beslag. Jy moet miskien die volgende halfuur vat. Die volgende halfuur gaan ek 'n great gesindheid hê. Ek gaan net positief wees, ek gaan almal lief hê, ek gaan almal vriendelik en vriendelik wees. En dan na 'n halfuur dan hardloop die gas uit en ek het dan net daai hy irriteer my nou so. Ek kan nou nie glo hy weet mos hoe voel ek daaroor. Hy weet mos, dan begin dit nou weer gaan oor jou. Stop! Sit alles neer en sê my liefling, wat kan ek vir jou doen? Wat 'n fantastiese man is jy. En nou mense sal sê, ja, maar jy vertel nou valsheid en die geestelike wêreld roep die einde van die begin. Dit wat hoe jy dit wil hê, moet jy kan lewe en hê en bid en glo voor jy dit sal sien. Dis hoe geestelike lewe werk. Daarom werk jou eie
huil uit met vrees en bewing. En dan gaan hy vir ons ietsie sê, want dit is God wat in julle werk. Wie werk in jou? God. Baie keer beklei ons God. Ons kom teen hom. En hy's net besig om te snoei. Niemand like dit nie. Kom nou, wees nou eerlik. Niemand like om gesnoei te word nie. Maar is nodig, sodat jy meer vrug kan dra. So wanneer hy kom snoei en goed, moet jy nie God beklei nie. Wanneer iets jou pad kom wat jou uitdaag en jy kan sien, jy word soms so opgewek. Jy weet ons. Ek doen dit. Ek altyd sê, ek gee sommer backhand. Jy weet jy kry dan. God is besig om in jou te werk. Om daai rubbish uit jou uit te kry. God is besig om in jou te werk. Vir wat 'n rede werk hy in my? Om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Na sy welbehaag. Hy probeer van jou iets maak. Hy probeer vir jou kry tot 'n plek waar jou identiteit is Christus en dit wat hy jou voor geskape het, kry sy volle vorm in hom. En ewe skielik is jy verby jouself en wat mense dink en dinge gebeur, maak nie saak nie, dit pla my nie, dit krap my nie om nie. En slegs wanneer ek by die punt kom, kan ek die volgende versie lees. Slegs wanneer ek by die punt kom, kan ek die volgende versie lees wat sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Doen hoeveel? Alles. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Hoekom kan ek alles doen sonder murmurering en teespraak? Wil jy die rede hê? Kom ons gaan terug na die vorige versie. Omdat dit is God wat in jou werk. Dit waaroor jy kla en so moan nog, ek wens net dit wil verander, dit is God wat in jou werk. Dit is God wat besig is om weg te skaaf. Hierdie week weer in Bybelskool sê hulle vir ons, en daar's 'n groot blok granite en dan het hulle so 'n foto van 'n perd en sê hulle vir jou so wat, hoe maak jy 'n perd uit daai blok uit? En ek het nou die gesegde gehoor, so ek het nou 'n bietjie al geweet, ek sê vir Natasha, jy sny alles weg wat nie soos 'n perd lyk nie. En dis wat God vir my besig is met my en jou te doen. Hy's besig om alles weg te sny wat nie soos Jesus lyk nie. En baie keer stry ons met hom, baklei ons met hom, fight ons daai proses van God wat besig is om in jou te werk vir sy welbehaag, om jou te kry om te wees wat hy wil hê jy moet wees. En ons bots en ons stamp oor, ja, ek baklei en in plaas daarvan om net te kyk en sê, Here, ek is baie ongeduldig. Here, ek is kort van draad. Here, ek raak gou geïrriteerd. Vat dit van my weg. Is dit die roeping? Ons gaan nog volgende week weer lees. Nie volgende week, ek is nou seker nie, maar die week daarna gaan ons na kyk. Maar ek en jy kom op 'n plek waar jy kan alles doen sonder teespraak en sonder murmurering, want jy weet dis God wat besig is om jou te werk. Daai irritasies en goed wat ek en jy voel, dis net 'n emosie, dis net 'n irritasie. Sien dit vir wat dit is. Moenie jou identiteit daarmee kwalifiseer nie. Dis wie ek is. Ek is nou maar net geïrriteerd. Nee, jy het gevoelens van irritasie. Jy is nie geïrriteerd nie. Ek is so depressief. Nee, jy is nie. Jy het gevoelens van depressie. Moenie identifiseer met dit wat jy nie is nie. Hoekom sal jy identifiseer met dit wat jy nie is nie? Dis die selfmens, dis die vleesmens wat beklei vir daai redes, hoekom hulle ongemaklik kan wees, hoekom hulle ongelukkig kan wees, hoekom hulle depressief kan wees, as mense maar net verstaan, as almal maar net verstaan, as die een, jy verstaan my net nie. Wat ons nie verstaan nie, is Jesus Christus, en wat hy vir ons gedoen het, en die gesindheid wat hy gehad het, wat hy vir my en vir jou sê, moet in my en jou wees, sodat ons alles kan wees, wat hy wil hê ons moet wees, want dit is hy wat besig is om in my en in jou te werk, vir sy welbehaag, sodat hy iets met my en jou kan doen. Dis hy wat besig om te skaaf en weg te werk, so daai irritasies en daai ongeduldigheid en al die ander dinge wat jy voel, moenie bekommerd raak nie en hard wees op jouself, ek is ook nie so geïrriteerd nie. Praat met die Here en sê vir hom, Vader, ek
Ek sien hierdie in my. Hanteer dit uit jou gees uit. Vat die irritasie gevoelens, dis net 'n gevoel. Wat doen jy om dit te verander? Hierdie gesindheid moet in my wees. Jy kies. Moenie elke gedagte vat wat jou kant langs kom nie. Hoekom sal jy? Ons gebruik nie ons gedagtes nie. Ons laat ons gedagtes toe om ons te gebruik. Ek en jy moet leer. Ons moet leer om te sterf aan daai self. En wat is God se gedagtes oor my? As die ding van angs kom, die gedagte is soos 'n sushi trein. Wie ken sushi trein? Almal ken sushi trein. Jy eet nie elke dingetjie wat verbykom nie. Jy vat wat jy wil hê. Dieselfde met jou gedagtes. Jy hoef nie elke gedagte te vat nie. Jy hoef nie elke gedagte energie te gee nie. Dis nou maar net hoe ek dink. Nee, dis hoe jy gekies het om te dink. Vat verantwoordelikheid vir ons lewe, sodat ons kan kom by 'n plek waar ons weet God is besig om te werk. Ons kan alles doen sonder murmurering en sonder teespraak. Kom ons staan op dat ons saam. Vader, ons dankie weer eens vir die woord. Uitdagende woord. Elke week uitdagende woord. En toets ons harte. U sê vir ons dat hierdie woord dring in tussen siel en gees en wys vir ons wat's in ons hart. En ek weet, Vader, wanneer ek hierdie woord preek, daar's van wat hierdie woord sal hoor en hulle is dadelik opgewend. Hulle is dadelik op, hy weet nie, as hy net. En Vader, hulle is nog nie aan die einde van hulle self nie. En ons bid vir hulle, ons bid vir my, ons bid vir elkeen, Vader, wat op hierdie reistog is saam met Jesus, om disippels van Jesus te word, dat ons sal sien. Dit is slegs wanneer ons kom aan die einde van onsself en ons gaan, wanneer ons weer by mekaar kom, dit sien, Vader, dat wanneer ons swak is, dan is ons sterk. Maar ek bid vir hierdie week, soos Paulus hier sê, in my afwesigheid, Vader, laat hulle eie heil uitwerk. Laat hulle hierdie boodskap vat hierdie week en gaan kyk hoe hulle lewe lyk. Gaan kyk waar moet ek verander. Gaan kyk waar is God besig is om te werk. En Vader, laat ons die gesindheid vat wat ons Christus Jesus gehad het. Hy het 'n diensknegt geword. Hy het ander mense se lewens beter gemaak ten spyte van wie hy was. En ons dankie dat ons daai voorbeeld kan volg hierdie week en elke dag van ons lewe in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Ons gee vir